Goeiemôre en baie welkom op hierdie pragtige donderdagoggend, die 9de Julie, ja, 2026. Ek moet nou altyd my tye regkry met die Junie en Julie. By ons 'n pragtige dag, 'n pragtige sonskyndag. Gister het die wind so liggies gewaai, nie eers ernstig nie, net so 'n briesie. Ons het gister afgegaan met die kinders hier, toe seker so amper 2 uur by die see spandeer. En regtig die weer was pragtig. Elke dag nou is winter, dis koel, maar die wind is relatief stil. As daar 'n windjie waar jy is dit 'n briesie. Daar's geen ding van 'n stormsterk wind op hierdie stadium, is net die dae is heerlik. Die see is pragtig, die omgewing is pragtig. Is net 'n fees om die kinders of om baie keer as ek en my vrou afstap met die hond met Scottie see toe, om net 'n bietjie daar te gaan, net die lekker seelig in jou neus in te trek en net die pragtige geniet. Ek hoop jy het 'n wonderlike nagrus gehad. Ek bid aan jou 'n pragtige donderdag toe. Ja, hoe sê hulle? Is soos 'n druk en 'n draai en dan is hierdie week alweer verby. Ons is alweer op donderdag, so die week is alweer amper op sy rug. Die stukkie waaruit ons vanoggend gaan lees is eintlik 'n pragtige stukkie. Ek het gister so 'n stukkie op YouTube gekyk na en ek het dit geshare met almal wat op WhatsApp is. Het ek het op die WhatsApp groep kom laat ons boeke vat gedeel met julle. Dit kom uit die reeks uit The Chosen en ek dink dis pragtig wat die Here sê, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Die stukkie is altyd vir my so 'n spesiale en so 'n pragtige stukkie. Vanoggend se stukkie se tema is die belofte. En is baie keer lekker om te lewe en te dink, waarna toe is ek op pad, waarna toe lewe ek? En ons dink nie so aan nie, ek weet nie of jy soos ek is nie, ons dink nie altyd daaraan nie, ons wil nie aan die eindpunt dink nie, dis nie vir ons nou beskoei nie. Maar ons moet onthou, ons weet nie wanneer ons daarna toe gaan nie, of dit nou vandag is, of oor 'n uur, of oor 5 minute, of dalk vanmiddag of vannag, dalk staan ek nie môreoggend op nie, dalk in hierdie week nog, dalk in hierdie maand nog, dalk voor die einde van die jaar, dalk in die nabye toekoms. Ons kan nie besluit nie, ons het nie die besluit en die magtiging daaroor nie, ons moet egter lewe, asof daar gevolge en nagevolge is met hoe ons lewe. En dis hoekom ek eintlik die afgelope paar dae en amper die afgelope week so gewerk het na 'n punt toe om by hierdie punt uit te kom op hierdie donderdagoggend is die belofte. So die van julle wat julle Bybel saamgebring het, is meer as welkom. Ek dink almal van ons, as ek vir jou sê die tema gaan wees die belofte, waar uit die Bybel uit dink jy gaan ek lees? Dan dink ek gaan meeste van julle sê, wel, dan moet ons seker na die einde van die Bybel toe beweeg en dan gaan julle reg wees. Ons beweeg na Openbaring toe. Ons gaan lees uit Openbaring 21 vanoggend. Gaan die heel eerste stukkie lees tot en met vers 8. Is nie 'n groot stuk nie, is eintlik 'n pragtige stukkie. Die belofte is die tema van vandag, so kry my jou Bybel op, die Openbaring 21 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Hier is iets groots wat nou by my op die dak rondloop, groter as 'n voël, 'n groot voël. Dit moet seker 'n Hadidas wees, want dit is 'n groot voël wat nou hier by my op die dak kom land het. So as jy reg is, Openbaring 21 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Ons moet tog weet waarna toe ons gaan. Ons moet, as ek jou miskien vanoggend stil geruk het, as miskien die Heilige Gees se leiding vanoggend vir my en vir jou stil geruk het en gesê het, is maar net so goed dat ons op 'n stadium moet gaan sit. Kom, sit gou hier by my, sit op die stoel, raak rustig. Kom ek en jy gaan kyk waarna toe ons op pad en wat lê vir ons voor. En dit is belangrik. En hierdie stukkie wat ek nou lees uit die Bybel uit vanoggend is vol van sulke goue woorde met vleiende vaandels. Dis eintlik nie waar nie. So pragtig is hy. Ek gaan hier 'n stukkie herhaal, net om dit vir my en jou uit te trek, te highlight, dat hy uittrek en uitstaan, is regtig 'n pragtige stukkie, hierdie stukkie vanoggend, want wat eintlik vir ons sê, dis
die stukkie, ons tema vir vanoggend is, die belofte, is eintlik waantoe is ek en jy op pad, maar ek dink, is ons twee se belofte, is ons wat, jy wat saam luister, en ek wat saam met jou praat, en ons wat saam stil raak, hier vanoggend by ons hemelvaartse voete, sê hy, kom, sit hier by my, kom, sit stil, julle sit by my voete, ek gaan praat met jou, ek gaan verduidelik vir jou, waarna toe is jou pad, wat lê vir jou voor, wat kan jy verwag? En toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. En die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. En die stad was gereed soos 'n bruid, wat vir haar man versier is. En toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mens. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volk wees. En God sal by hulle wees as hulle God. Hy sal die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Voordat ons aanlees, moet ek hierdie stukkie vat en highlight en uittrek. Dit is so pragtig. Dit is so pragtig. Vers 4. Die belofte is ons tema vanoggend. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die trane sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. En toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. En verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee die fontein met die water van die lewe verniet. Ek wil hierdie stukkie net ook uittrek, hierdie stukkie is vir my net so mooi, die vers het ons al baie gehoor, hierdie vers is spesiaal vir my en vir jou, maar die belofte is hierdie vers hier ook baie belangrik. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein, met die water van die lewe. Onthou, die water van die lewe, wat lewe gee, wat ewige lewe gee, en dis verniet. Dit kos nie 'n sent nie. Elkeen wat van die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun of dogter wees. Die dogter het ek bygesit. Hierdie stukkie is net so pragtig. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, soos in gratis, soos het van tevore gesê het met die water, verniet. Hierdie ene is kry. Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees, of my dogter wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandige moordenaars en onsedelikes, die bedrieërs en die afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dis die tweede dood. Ek kan nie die stukkie weer lees, maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, die moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is in die poel met vuur en swaal brand. Dis die tweede dood. Mag jy 'n wonderlike donderdag hê. Ek bid vir jou wonderlike donderdag toe. Mag jy jou dag lewe vol liefde, vrede, vreugde, en mag ons liewe Vader net goed wees vir jou die hele dag deur. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle hemelse Here, ons kom sit vanoggend aan die voete, ons sit te wag vir die boodskap, en ons kry hierdie pragtige boodskap, die belofte, wat U vir almal van ons beloof, wat hierdie pad op aarde suksesvol voltooi.
Here, baie keer dink ons nie eers daaraan nie. Baie keer is dit nie eers in ons visie nie, maar vanoggend het U dit opgebring, hierdie prentjie opgebring, is soos 'n lokprent wat U gesê, kom ek wys dit vir jou, kom ek wys vir jou wat lê vir jou voor. Dis nie verniet wat ek vir jou vra, hoe dat jy moet lewe en leef soos wat jy moet lewe en leef soos wat ek graag wil hê nie. Daar is op die einde van die dag, hoe sê hy, elke besluit wat jy neem, elke ding wat jy doen, aan die einde van die dag, sal ons voor die Here moet staan en daarvoor verduidelik. En dit is so maklik om te verduidelik, as ons die kas oopgemaak het, ons handkas leeggemaak het, en die Heilige Gees intrek gegee het. Miskien is dit nuwe insigte van vandag. Hoe sê hy, elke aksie het 'n reaksie. En daai aksie ook, wat ons sal toelaat om die Heilige Gees in ons binneste te laat lewe, het 'n reaksie. Die reaksie is hierdie pragtige stukkie greep, hierdie stukkie lokprent, wat die Here vir ons vanoggend speel, om vir ons te verduidelik hoe dit gaan lyk in die hemel, wat gaan gebeur in die hemel. Here, baie dankie daarvoor. Dankie vir die belofte, dankie dat U dit optrek en dit voor ons hou, en soos 'n foto vir ons wys, kyk, dis hoe dit daar gaan lyk, my kind. Here, dankie daarvoor. Wil jy asseblief wees met almal van ons gedurende hierdie dag? Help ons asseblief om die baadjie van liefde aan te trek. Help ons asseblief om daai liefde uit te lewe, en help ons om ons lewe met die Heilige Gees triekie vir triekie te loop, Here. Uit met ons self, in met die Heilige Gees, in met U binne in ons. Help ons asseblief om ons sondaars te vergewe, asseblief ons sondaars, en help ons om die wat teen ons gesondig is, en teen ons skuldenaars is, om ons daar om hulle te vergewe. Daai gedeelte is so moeilik, Here, is maklik om vergifnis van U af. Die woord is klaar so moeilik vanoggend vir my om uit te spreek. Nou help my om die wat teen my gesondig het te vergewe. Ek kyk op na die hemel, en ek skree, Jesus, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van my lewe, en my geestelike lewe, Here, en lei my, en bestuur my, die res van die dag, die week wat voorlê, en die jaar wat voorlê. Here, ons is lief vir U, en dankie, Here, vir die wonderlike voorreg wat ons elke dag het, net om op te staan, al is dit baie keer met stywe knie, en stywe elmboë, en stywe gewrigte, maar net om self op te staan, en ons aan te trek, en die son te sien opkom, en die pragtige dag daar buite wat U geskep het te sien. Dankie daarvoor, Here. Ek vra U die dinge nie omdat ek verdien nie, maar enkel alleen het U groot en almagtige genade alleen. Amen.